Môre, dis Dinsdag die 24ste Februarie en kom sit vandag vir 'n oomblik doodstil daar waar jy is. Dalk is daar 'n koppie koffie in jou hand, maar dalk is daar 'n gewig op jou bors wat jy nie vandag vir enigiemand anders kan beskryf nie. 'n Hand wat dalk bewe, nie van ouderdom nie, maar van die onsekerheid oor môre. Soms is God se roepstem nie 'n sagte briesie nie. Soms is dit die geluid van jou eie lewensfondasie wat voor jou oë begin kraak en skeer. En dalk is dit die vraag wat in die stilte hang: is jy bereid om alles te verloor om die Here te vind? Nou, ons gaan vandag aan in Genesis 27 en ons kernvers vir vandag is vers 33. Nou in die Afrikaanse vertaling sê: toe skrik Isak geweldig. Maar die Hebreëse woord in die oorspronklike teks is die woord gareed. En dit skilder 'n heel ander prentjie. Dit is 'n heilige sittering wat jou murg en been tref. Isak besef op daardie oomblik, hy het nie net vir Jakob of Esau verkeerd hanteer nie. Hy besef hy het teen die soewereine God probeer tou trek. Hy wou sy mens wees, sy eie smaak vir wildsvleis en sy eie gunsteling seun oor die van God stel. Hy het geweet wat God gesê het, die oudste sal die jongste dien. Maar Isak het gedink hy kan God se profesie manipuleer. Kyk nou verby daardie ou man in die tent. sien jy vir Jesus? Isak sidder omdat hy gevang is in sy eie sonde. Maar duisende jare later staan daar 'n ander erfgenaam in 'n tuin met die naam Getsemane. Jesus het nie gesidder oor sy eie sonde nie. Hy het gered, ervaar oor jou en my sonde. Hy het gesidder omdat hy die beker van God se oordeel gesien het. Die oordeel wat Isak en ons almal eintlik daar in die tent moes tref. Waar Isak probeer steel het, het Jesus vrywillig gegee. Waar Isak beheer wou hê, het Jesus gesê: nie my wil nie, maar u wil. Isak se hande het gebewe omdat hy teen die muur van glorie vasgery het. Is dit nie waar ons vandag ook is nie? Ons probeer ons lewens, ons kinders, ons besighede, ons toekoms met ons eie ek beheer. Ons kies wat lekker proe en wat vir ons reg voel, selfs wanneer dit teen God se duidelike woord ingaan. Ons trek die tou so styf dat ons hande brand, maar die heilige siddering, die gereed, is eintlik 'n geskenk. Dit is God wat jou mure afbreek sodat jy kan sien wie hy werklik is. En die oomblik toe Isak ophou bewe en sê: ook sal hy geseënd bly, was die oomblik toe hy die tou gelos het. Hy het afskeid geneem van sy eie wil, sodat God se soewereiniteit kon regeer. En dis die geheim vir jou die Dinsdag. Buig eers en antwoord dan. Miskien is jou tent vandag ook besig om te skud. Miskien voel dit of alles waarin jy geglo het uitmekaar val. Maar Jesus is die enigste rots wat nie wankel nie. Hy het die sonde van die dood en die hel klaar gedra, sodat jy vandag in die middel van jou storm kan buig. Moenie beklei teen die heilige ontsag vir God nie. Laat dit jou dryf na die voete van Jesus toe. Los die tou. Die Here wen in elk geval altyd. Hoekom stry jy nog? Die vraag is: gaan jy beklei totdat jy breek? Of gaan jy buig voor die koning van die glorie? Kom ons bid saam. Here onse God, U is die een vir wie die berge bewe en vir wie die konings van die aarde buig. Vergewe ons dat ons gedink het ons kan met U tou trek oor ons eie planne. Here, vergewe ons eie sinnigheid. Jesus, dankie dat U ons ware seun is, wat in ons plek gesterf het, sodat ons vandag in vrede kan staan. Help ons om ons menswees vandag neer te lê by die kruis. Help ons om op U te vertrou
op wat ons proe en voel en te begin rus in wie U is. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Moenie dat jou eie menswees jou so blind maak vir die vrede van Jesus wat deur jou na 'n gebroke wêreld moet skyn nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.